Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 28ste Oktober 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En vanoggend wil ek julle vra om daarom die like knoppie te druk. En vir die wat nog nie lede is van die kanaal nie of nog nie ingeteken het op die kanaal nie, druk die subscribe knoppie, die like knoppie en deel hom. Deel hom met iemand anders. Stuur die boodskappe wyd en ver. Want dit het tyd geraak dat ons die boodskap verder beginne uitstuur na buite. Ook my Engelse uitsendings van verlede Saterdag en Woensdag moet julle aanstuur dat dit goed versprei en mense kan kennis neem wat daar aangaan. Ek het al baie gewonder oor hoe sou Suid-Afrika gelyk het as ons onder Chinese se bestuur gestaan het of as Chinese wette in Suid-Afrika kon gegeld het. Want kort sien en hoor 'n mens van 'n minister of 'n hooggeplaaste persoon in China wat korrupsie gepleeg het of diefstal gepleeg het. En dan wanneer hulle uitgevang word hulle verhoor en onmiddellik na die vonnis word die vonnis volstrek. En dit is gewoonlik die doodstraf. So die persoon kry nie eens kans om sy familie te groet of om te appeleer. Dis net eenvoudig reguit. As jy korrupsie gepleeg het en jy skuldig bevind, word jy net daarna geskiet. Hoeveel van die ANC sou oorgebly het indien daai wette in Suid-Afrika gegeld het? Ek kan nie dink aan een president, een minister, hoof van polisie en so meer wat nie almal skuldig bevind is sou word aan iets soos korrupsie, diefstal, geldwasery, al daardie dinge waarvoor die doodstraf in China gegee word. Dit is waaraan ons ANC-kaders hulle self skuldig maak elke dag. Maar die ANC het nou 'n nuwe maatjie ook bygekry hier in Suid-Afrika. En dis 'n groep van 44 sogenaamde Afrikaners wat 'n oop brief aan president Donald Trump gerig het waar hulle dan kategories ontken dat misdaad buite beheer is in Suid-Afrika, kategories ontken dat daar 'n volksmoordagtige aanslag en aanvalle op ons plaasboere plaasvind. En as 'n mens deur die name gaan kyk van wie het almal hierdie brief onderteken, dan besef jy hoe deurspek die Afrikaner met liberalisme is. En hoeveel waarskynlik dieselfde paadjie sou en moes stap as dit wat die Chinese toepas op skelms, diewe en dan die ouens wat korrupsie pleeg. Maar hier is by iets meer en hier is 'n verraad ter sprake waarmee ek nie kan assosieer nie. In hierdie tyd gaan ons meer reg kry deur te staan op wat die werklike posisie en situasie in Suid-Afrika is en nie staat maak op die woorde van 'n paar Suid-Afrikaners wat in elk geval nooit buite die beste woondele en werksplekke in die stede vandaan kom nie, wat nie weet wat op die platteland aangaan nie, wat nie weet wat is besig om in kleiner dorpe te gebeur of op die buitewyke van stede en in die middestad van stede nie.
En ja, die meeste stemme gaan op daar onder uit die Kaap uit, daar van die Stellenbosch Mafia se kant af, Kaapstad, DA beheer. Dat laat 'n mens wonder oor waar gaan ons opeindig? Nou ek weet waar SBB gaan opeindig, waar die konservatiewe Afrikaner gaan opeindig, en ek weet, ons gaan suksesvol wees om ons mense te beskerm en te beveilig, en dat ons ook nie bereid sal wees om te lewe onder 'n DA-tipe regering van liberaliste nie. Dit is noodsaaklik dat ons moet begin saam staan. Dat ons uit dieselfde mond uit moet praat. Nou hulle praat van fringe groups, so asof hierdie 44 'n uitgeleese groep is, en asof hulle staan vir die meerderheid van Afrikaners. En dis 'n befame leuen, want ek dink daar's baie min mense in Suid-Afrika wat hulle standpunt en houding ondersteun. Ek dink veel eerder dat die behoudende en al hoe meer raakbehoudende Suid-Afrikaners, behoudende Afrikaners, dat ons al sterker groei en dat ons hierdie lewenslyn wat deur Donald Trump in Februarie maand uitgegooi is, dat ons daai aspek, daai geleentheid wat geskep is moet ry en bly fokus daarop om druk op die ANC te plaas. Die ANC geleide regering van nasionale eenheid natuurlik. Maar die ANC ondersteun hierdie 44 wat die brief onderteken het, en duidelik kan ons sien dat hierdie Afrikaners waarskynlik ook dan ANC gestem het en nog steeds ANC stem ten spyte van die geval. Maar wat is dan die motivering daar agter? Dit gaan oor verseker my werk, ons support julle, maar gee vir ons voordele. Daar is altyd 'n trade-off wat hier gemaak word. Dis 'n daad van verraad wat gepleeg word teen die Afrikaner identiteit, waar hierdie 44 geen reg het om daai Afrikaner identiteit vir hulle self toe te eien nie. Ons het in die verlede gesien, destyds, hoe Afrikaner identiteit verkeerdelik aan sekere groeperings toegeëien is, wat die gevolge het dat tot vandag toe dit negatief reflekteer, as jy net daardie woord sou gebruik. Ons moet juis die hele fokus van die wêreld op hierdie stadium optimaal aanwend om suksesvol teen die ANC te staan, meer gehoor te word en onsself in plek te skaar vir dit wat kom, want die ANC sal nooit beheer afstaan vrywilliglik nie. So hier gaan goed gebeur. Of 'n soort van 'n Maidan-revolusie wat gaan plaasvind, geweld wat gedryf word onder leiding van 'n sekere groepering op soeke na meer mag, en dit gaan lei tot interne geweld wat vinnig landwyd gaan uitbrei, maar dan ook vir ons in die proses gaan begin teiken. En dis waarvoor ons moet voorberei. Almal praat van ja, hulle sien definitief Suid-Afrika se agteruitgang. Hulle sien die verval in Suid-Afrika raak. Hulle sien die gebroke infrastruktuur raak. So almal besef dinge is besig om skeef te loop. Maar in hoë mate het ons 'n teenaksie daarteen beplan. En daai teenaksie kan ongelukkig eers afskop wanneer totale chaos bestaan. Wanneer daar geen regeringsbeheer meer is nie, en ons is nie ver weg daarvandaan nie. Bendes,
gaan die strate invaar. Groeperinge gaan gevorm word, elkeen van sy eie stukkie koninkryk. En waar pas ons in? Ons behoudende Afrikaners? Daar's nie 'n plek vir ons nie. Ons moet ons eie plek skep, wat ons dan suksesvol kan beskerm teen diegene wat vir ons wil kwaad aandoen, wat ons wil benadeel, wat ons lewens wil bedreig. En daar's net een manier, en dis om ons magte saam te groepeer. En ek voorsien dat dit al hoe meer en meer besig is om te gebeur, dat dit al hoe meer en meer uitrol, dat 'n behoudende Afrikaner groep aan die groei is, en dat hierdie liberale, linkse, sosialistiese 44, wat hulle self ook Afrikaners noem, dat hulle getalle geweldig aan die daal en aan die kwyn is, aan die agteruitgang. Ons moet in Suid-Afrika nou kyk, want ons gaan nooit Chinese wette kry, solank as wat die huidige regering van nasionale eenheid daar is. As John Steenhuisen staan en danspassies in die buiteland uitvoer, saam met sekere klomp ander ministers, dan moet ons besef, daar's nie omdraai nie. Daar's ook nie plek vir daardie liberalisme in dit, wat uit die chaos uit sal moet verrys in 'n herbouproses soos ons nog nooit gesien en ervaar het in hierdie land van ons nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend weer terug hier by julle. Mooi loop en 'n lekker dag vir elkeen. En onthou, stuur die video aan. Versprei hom ver en wyd. Dis belangrik. Lekker dag.